woord van die Here daarna sal ons saam bid, oor dat die Here deur die Gees ons ontvanklike harte sal gee, oor 'n verstaanswyse. Kom ons luister dan saam en lees saam wat die Here vir ons sê, Deuteronomium 6 vanaf die eerste vers. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dit jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onze God is 'n ewige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoogsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here. Kom ons verenig in 'n gebed. O Here ons God, baie dankie vir die voorreg wat ons ook nou geniet, nadat ons as getuies geroep was om die handewerk te aanskou en self die lewe van 'n jong kind. Nou ons aandag te fokus op dit wat voor ons geopen lê, u woord. Ons bid Here dat u deur die woord vanoggend tot elkeen van ons sal spreek. Ons vra Here en smeek en pleit dat ons vir 'n kort oomblik nou ons gedagtes en ons denke sal beheer, en dat ons daardie selfbeheersing sal toepas en ons fokus op u alleen sal hou. En ons weet Here, ons het u so nodig en ons het u riglyne in hierdie tye waarin ons lewe nog meer nodig as ooit. Want dit wat ons beleef daar buite is goddeloosheid en afvalligheid, en dan 'n klein groepie wat 'n lig van die wêreld moet wees. En daarom bid ons Here dat u ook deur die woord vanoggend die lig in elkeen van ons sal aanskakel, en dat ons lig in duisternis daar buite sal wees deur dit wat ons hoor, dat niemand kan tot geloof kom behalwe deur die woord nie. En mag die Heilige Gees ook dit vir ons verstaanbaar maak, bruikbaar maak, en mag u vanoggend ook die saad saai en dit op goeie grond laat val ons harte. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons geliefde gemeente, besoekers, familie en vriende van die dopelinge in ons Here Jesus Christus. Vanoggend hier in die kerk staan ons eintlik met bewende harte. Dit voel omtrent op ons hart in ons keel klop. Voor ons het ons nou gesien hoe daar 2 klein hulpelose babetjies na vore gebring was. En in hierdie heilige oomblik van die doop, dit wat ons aanskou het, het daar iets onsagliks groots gebeur. Dit vat mense gedagtes amper terug na die Eksodus 19 gebeure, waar hulle gebewe het voor die aangesig van die Here, want hulle het geweet met wie hulle besig is. En dis presies wat ons ook die voorreg gehad het om vanoggend te aanskou, want wat hier by die doop gebeur, is die ewige God van hemel en aarde buig laag neer en sê persoonlik, hierdie kinders is myne. Neem hulle nou op in my verbond, en ek beloof om vir hulle 'n God te wees vir altyd. Hierdie doopgeleentheid is nie 'n mooi seremonie nie, dis 'n lewende teken van genade wat die hemel self laat juig van blydskap en oorwinning. Maar ook terselfdertyd roep dit ons terug na die hart van ons eie geloof. Dit herinner ons daaraan dat God nog altyd die een was wat vir sy volk lief is, wat nog altyd daar is, wat nooit teleurstel nie,
En maak nie saak in watter tyd ons onsself bevind nie. Die oorwinnaar is wat die kroon onsself toeëien. Nêrens lees ons enigstens in die Bybel dat die volk van die Here dit verdien nie. Dat dit 'n beloning vir hulle is op grond van hulle goeie werke, mooi gesindhede of vermoëns nie. Tog lees ons raak van hierdie getroue verbondsgod wat sy hand dag en nag, die uitgang en die ingang van sy geliefdes beskerm tot in alle ewigheid. Hy doen dit omdat hy getrou is aan sy beloftes en die woorde wat hy self wat neerpen het in die Bybel. En laat ons dan almal vir 'n oomblik net 'n bietjie nadink oor wat die Here vandag vir ons sê. En ons begin deur om onsself en ons geestesoog half terug te neem na die konteks van wat ons gelees het. Ons sien hier die toneel voor ons afspeel. Daar was nou 40 jaar se woestynstog wat nou agter hulle lê. Die murmurering, die pyn, die seer, die onsekerheid, die vrees, en die twyfel, selfs die dors, is nou alles verby. En Moses staan daar op die vlaktes van Moab, sy stem is oud, dit bewe, maar dit is dringend, want dit wat hy nou vir die volk wil vertel, is baie belangrik. Sekerlik dit op daardie oomblik van die belangrikste nuus wat hulle ooit gehoor het. En voor Moses lê daar die beloofde land oop. Ons sien dit in ons geestesoog, hierdie land wat oorloop van melk en honing, 'n land waarna almal van hulle smag, behoefte het om oorgang te deel. Maar Moses weet, hy het nie die voorreg om die beloofde land te beleef nie. Hy sal dit nie binnegaan nie. Hy sal dit nie binnentrek saam met al hierdie mense nie. Nee, hy is deel van die hardnekkige geslag wat sekerlik sal sterwe daar in die woestyn. Moses weet sy dae is getel en daarom dan is hy ook baie dringend met dit wat hy besig is om vir die volk te sê. Hy kom roep die volk by mekaar met vuur in sy oë, met 'n brandende gesindheid en gevoel in sy hart. En hy sê, hoor dan Israel, hy oorbeklemtoon dit, luister nou mooi, jy moet luister, asseblief, ek smeek, ek vra jou, en jy het dit al vir julle gesê, maar luister nou baie, baie mooi. Moses weet die volk het voorreg geniet om alles te aanskou wat ek en jy graag ook sou wou sien. Ons lees dit net in die Bybel, en ons glo die onsigbare, ons glo dit wat opgeteken is die waarheid, maar hierdie volk met wie Moses praat, het dit aanskou, die 10 plaae in Egipte, het aanskou die Here met sy verlossende, reddende regterhand, hulle uitgelei het daar uit Egipte, uit die bande van slawerny gebreek het. Hulle het aanskou en gesien wat ons lees, hoe die Here hulle beskerm en beskik met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hulle het gesien, want hulle het self ook getwyfel in daai tyd, die wonderwerk van die Skelsee wat oop gekloof is, en miljoene mense droogvoets daar kon deurloop aan die ander kant van veiligheid. En hulle het teruggekyk en gesien hoe hierdie magtige volk van die Egiptenaars, die strydwaans, die perde en soldate in die see wegspoel en nie weer gesien word nie. Verder het hulle die voorreg geniet om onder die hand van voorsienigheid en versorging van die Vader te leef daar binne in die woestyn, hoe hy hulle versorg het en voorsien het van manna en kwartels en selfs water uit 'n rots. Hulle het dit alles aanskou en Moses weet dit en daarom sê hy vir hulle, ek ken julle goed. Want wat Moses ook beleef het, is ten spyte van alles wat hulle die voorreg gehad het om te sien en aan deel te hê, het hulle so gereeld, hulle hart teenoor die Here verhard, so gereeld hulle rug op die Here gedraai, en so gereeld vergeet wie God is en wie hulle in God het. En nou staan hier die volk op die drempel van die belofte, en Moses sê vir hulle, sonder God se woorde diep in hulle harte, sal hulle die beloofde land binnegaan, hulle sal dit inneem, maar hulle sal hulle self verloor, want Moses weet wat dit beteken, wanneer die woorde van die Here nie in die hart ingeplant is, of ingebrand is, of ingegraveer is nie,
sal hulle agter die afgode van die wêreld aan hardloop, die een na die ander, en hulle sal nie die seën van die Here beleef nie. En daarom kom Moses en hy kom na hulle toe en hy kom herhaal die wet en hy kom verduidelik vir hulle 'n bietjie meer van wat dit beteken en die uitleg daarvan soos hy dit vir hulle vertel. Maar hy kom gee nie vir hulle die wet as 'n swaar juk of las op hulle skouers nie. Nee, hy kom gee vir hulle die wet as lewe. En hy natuurlik het nie die voorreg om daardie lewe saam met daardie Here dan beleef nie. Hy gaan sterf in die woestyn. Dit is die pad na ware voorspoed wat Moses hier vir die volk gee, vir hulle en hulle kinders en kindkinders, al die geslagte daarna. Die woord van die Here is voorspoed. Die woord van die Here maak ons deel van God se beloftes. Die woord van die Here gee ons vryheid, breek die bande van wêreldse slawerny en dit wat ons gebind hou hier op aarde. Broeders en susters, ons staan vandag in die tydperk waarin ons lewe presies op dieselfde drempel. Ons kinders en onsself word groot in 'n woestyn van 'n ander soort as dit wat Moses en die volk Israel beleef het. Want die woestyn wat ons beleef vandag is 'n woestyn van afvalligheid, 'n woestyn van goddeloosheid, 'n woestyn waar die een sonde na die ander sonde geregverdig word, selfs goed gepraat word. 'n Woestyn waar die Here nie die as is waarom ons lewens draai nie, 'n woestyn van selfsug, 'n woestyn waar ons gekonfronteer word met die vrees van skerms, van selfone, televisie en rekenaarskerms wat uitskree en hoop jy val en jy val hard. Ons beleef 'n tyd, 'n woestyntog van vrees en bekommernis, angs, spanning, selfs ook twyfel en dit nog erger te maak, is in hierdie woestyntog waarin ons vasgevang is in hierdie wêreld, gevul met valse gode wat beloof om jou leemtes te vul. Dit is die woestyntog waarin ons as volwassenes en ook in besonder ons kinders leef. Voor ons weet ons, is daar 'n beloofde land, 'n belofte land, 'n land wat die Here vir ons voorberei in sy seun Jesus Christus. En daarom kan ons nie anders as om te sê, die stem, die klank van Moses klink baie duidelik oor selfs vandag nog. As hy sê daarmee saam, die Here vir ons sê, hoor dan nou duidelik, luister nou vir my. Maar God roep ons nie vanoggend om ons te straf nie. Ja, hy roep ons juis omdat hy ons oneindig lief het. Hy roep ons juis omdat hy ons onvoorwaardelik lief het. Hy roep ons juis omdat ons sy eiendom is. Hy roep ons juis omdat ons aan hom behoort. Hy roep ons omdat hy ons en ons kinders wil beskerm in hierdie tyd waarin ons lewe. Hy wil nie hê dat ons en ons kinders net die wêreld moet ken en van die wêreld moet weet nie. Die Here se groot behoefte in hierdie gedeelte is dat ons hom moet ken en dat dit ons missie in die lewe moet wees om hom te ken en toe te laat dat ons kinders en kinders se kinders hom ken, van hom weet en bereid sal wees om vir hom te sterf. Dis die oproep wat ons ook vanoggend beleef vanuit Moses sy woorde. En nou kom die kern, die hartklop wat alles dra, ons word dit gegee in hierdie geleesde gedeelte. Die Here is ons God, die Here is jou God, hy is die enigste God. Daar mag niks en niemand buiten hy God in jou lewe wees nie. En daarom sê hy dit ook hier in Deuteronomium 6. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou kragte. En wanneer 'n mens die evangelie van Markus gaan lees, dan sit Markus nog 'n woordjie daarby met jou hele verstand. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou kragte en jou hele verstand. Jou ingang en jou uitgang moet gewy word aan die Here. Dis die opdrag wat ons kry in vanoggend se geleesde gedeelte. Luister mooi wat die Here sê. Hy sê, jy moet hom lief hê.
Met jou hele hart volgens die Bybelse term beteken letterlik alles. Dit is nie net hierdie dingetjie wat klop nie. Hart neem die lewe oor, waar jou hart is waar jou skat is, sê die Bybel. So hart neem eintlik jou hele lewe oor, jou wese, jou begeertes, jou behoeftes, wie jy is, wat jy wil word ensovoorts. Alles moet in beslag geneem word deur hierdie brandende passie om vir die Here lief te wees, met 'n opofferende liefde, waar jy bereid is om jouself en alles waarvoor jy lief is, buiten hy prys te gee. Hoor mooi wat sê hy, hierdie liefde begin nie by ons nie, dit begin by sy liefde vir ons, want ons lees dit in die Bybel, lang voordat die volk Israel iets gedoen het, lang voordat hulle iets gesê het, lang voordat hulle iets bely het hy die verbond met Abraham gesluit. Hy het hulle uit Egipte geruk, toe hulle nog slawe was, swak, onwaardig en sonder hoop. En daarom kan ons nie anders nie as om te sê, hierdie verbond wat ons vanoggend die voorreg het om te aanskou, suiwer genade. God sê nie in die Bybel, en selfs met hierdie doopformulier nie, gaan wees jy nou eers perfek nie, en dan sal hy jou God wees nie, gaan doen jy nou eers alles reg nie, en dan sal hy jou God wees nie. Nee, hy sê dit so mooi vir ons vandag, ek is julle God, julle is my volk, en juist uit daardie genade, van hierdie goddelike identiteit, kry ons die oproep om die Here lief te hê. Jy moet weet van waarop jy kom. Jy moet weet aan wie jy behoort. Jy moet weet wie het sy seer prys gegee vir jou, sodat jy jou opdrag om hom lief te hê kan aktiveer in jou hart. Want jy sal besef, dit is genade alleen, dat jy die voorreg het om selfs vanoggend hier te wees en nie jou voete in die hel te vind nie. Dit is genade alleen, dat ek en jy in ons hele lewe op aarde nie sal verdien. Dis die liefde waarmee God jou en my lief het. En vandag in hierdie doop sien ons dieselfde verbond lewendig word. Ons sien dit wat God beloof in die Bybel hier as getuies. Hierdie klein kinders Simon en Brunel kan nog niks vir hulle self doen nie. Nie een van hierdie twee kan glo nie. Nie een van hierdie twee kan bely nie. Nie een van hierdie twee kan spontaan lief hê nie. Tog buig God laag vanoggend hier na ons gemeente toe en verklaar, julle is myne. Meer persoonlik, jy is myne. Hoor julle wat besig is om hier te gebeur? Die God van hemel en aarde buig neer na ons toe. En hy kom sê, jy is myne. Die water wat op die koppies gegaan het, spreek harder as woorde. Die Here sê daardeur, ek beloof om jou God te wees, ek sal jou nooit los nie, jou sondes is reeds bedek, en die bloed van my seun Jesus Christus en my Heilige Gees sal in jou werk. O geliefdes, laat hierdie waarheid wat ons vandag aanskou het en hoor, laat ons harte oortree, want in 'n wêreld waar verhoudinge broos is, waar beloftes so maklik gebreek word, waar God so maklik uit die prentjie uitgeneem word, staan die lewende God hier vanoggend in ons midde, en hy sê, my verbond met jou en jou kind en jou kindskind is rotsvas. Dit is sterker as die dood, dit is dieper as enige swakheid. Wanneer 'n mens dit begrip wat hier vanoggend gebeur het, dan is dit absoluut emosioneel oorweldigend. Net om te kan sê en te kan bely, hierdie kinders behoort aan die Here. Hierdie kinders behoort aan die Here. Wat 'n voorreg. Nie eendag wanneer hulle groot is nie. Nie eendag wanneer hulle self kan besluit of self kan kies wat hulle is, wat hulle wil word, of wie hulle God is nie. Nee. Nou, tot in alle ewigheid. Dit is die waarde van die verbond, die getroue, lewende God het tot die mens genade, toe die mens hom vergeet het, toe die mens sy hart verhard het, toe het God na die mens toe genade om hom te red, sonder enige bydrae van die mens. En dit is wat ons onbeskryflike groot genade doen, boonop onverdiend. Maar een ding wat ons moet weet, is dat hierdie verbond wat ons goed ken en al baie van gehoor het, ja, ons troos onsself baie aan die verbond, die Here is met ons, die Here is by ons, en hy sal ons
draan wanneer dit moeilik is, en sy stok en sy staf sal ons vertroos wanneer dit taai gaan. Ons weet dit, ons ken dit en ons beleef dit. En hierdie verbond wat die Here geïnisieer het en met ons gesluit het, is nie passief nie. Is nie 'n passiewe verbond nie. Dit roep ons natuurlik die verbondskinders van die Here op tot 'n heilige erns. Want die woorde van God moet nie net in ons ore wees, nie moet net hoor nie, dit moet in ons harte ingegraveer wees. En van daar af moet dit oorloop na ons kinders en kinders se kinders en die opvolgende geslagte. Wat beteken die oupas en die oumas, die paas en die maas moet die Here ken. Hulle moet die Here, ons God, ken. Dat hulle dit kan oordra na die volgende geslagte toe. Want die Bybel leer ons die geslagte sal ten gronde gaan as daar 'n gebrek aan godskennis is. En die godkenners sal nie die vermoë hê om op die Here te vertrou as hulle tog nie geleer word wat die Here gedoen het en wie hy is nie. En daarom is dit so belangrik dat ons, wanneer ons die roepstem van die Here antwoord, dit met die heilige erns sal antwoord. Dit is nie meer opsioneel nie, dit is nou 'n verpligting. Ons almal het die verantwoordelikheid om al hierdie kinders wat ons vandag hier in die kerk sien, wat baie met ons kruis, te leer van die Here. Ophou ons tyd mors, en wêreldse dinge denke, boeke en stories. Begin die tyd gebruik om ons kinders in te skerp, die roemryke wonderdade van die Here, om saam met Johannes te kan sê, ek kan oor niks anders roem as oor die werke en die lewe van ons Here Jesus Christus. Wat 'n getuienis, wat 'n wonderlike uitdaging is dit vir jou en my nie. Maar die Here gee ons 'n praktiese riglyn in hierdie gedeelte, hoe ons dit gaan regkry. Praat daaroor wanneer jy sit by die tafel. Ek wonder hoeveel van ons nog huisgodsdiens hou. Ou tradisionele, deeglike, Bybelse huisgodsdiens. Nie net 'n storieetjie hier uit 'n kinderbybel en 'n gebed daar nie. Huisgodsdiens waar die kinders die voorreg geniet om die Here se stem te hoor. Dis wat hier vandag vir ons gesê word. Huisgodsdiens is die pilaar vir 'n Bybelse huisgesin. En 'n Bybelse huisgesin natuurlik is 'n gelukkige huisgesin. So as jy volkomme blydskap soek in jou huisgesin, in jou huwelik en in jou lewe, begin by gemeenskap met God die Vader en sy Seun, Jesus Christus. En wanneer moet ons nou al hierdie dinge doen? Wel, wanneer ons opstaan en voor ons gaan lê. Wanneer ons in ons voertuie klim en gaan ry, sit so 'n bietjie af die radio wat 'n klomp nonsens praat en gee iets meer konkreets, opbouends en deel in die kwaliteit tyd wat die Here vir ons gee wanneer ons ry, wanneer ons ver ry, veral op vakansies ry. Maak daardie tyd deel van jou geloofslewe. Maak dit deel van julle handewerk, waar julle besig is om te werk, julle kop se denke, julle huise mure, sê die Bybel vir ons. In die Bybelse tyd het hulle letterlik hierdie dosyne geplak, die 10 gebooie van die Here, dat elke keer wanneer hulle onderdeur daardie dosyn lees, moes hulle eers die wet van die Here opsê en net nadink oor wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle moes dit om hulle hande gesit het, 'n voorhoofband op hulle koppe gesit het. Hoekom nie ons nie? Hoekom kry ons skaam om met die Bybel onder die arm te loop in vandag se tyd, want die Bybel het nie plek in die samelewing nie. Jy kan nie die Bybel saamvat na 'n braai toe of 'n sportgeleentheid toe nie. Dis te veel gevra. Maar dis wat hierdie gedeelte vir ons leer, om die praktyk God te loop is belangriker as om net stil te sit by jou huis en vinnig te bid en Bybel te lees. Kan leef uit dit wat ons glo. Julle huis moet 'n plek wees waar Christus Jesus die hoof en die koning is. Dis die uitdaging wat ons het, om Jesus die hoof van ons huis te maak en nie in kompetisie te wees oor wie nou eintlik die hoof is. Dis eenvoudig, die antwoord is Jesus. Hy is die hoof van die huis, want hy is veronderstel om die hoof van jou lewe en die hoof van jou hart te wees. In Efesiërs 5 vers 20 sê, soos ons aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here, is hy moet die fokus wees van elke huisgesin en in besonder oor elke familie. Nie net op 'n Sondag nie, nie net vandag daaroor dink nie, elke dag in ons lewens. Dit is 'n heilige roeping om 'n ouer te wees. En vandag beloof julle voor God in hierdie gemeente, ons sal hierdie kind grootmaak in die vrees van die Here. En dit is nie 'n ligte saak nie, dit is nie 'n saak van as ons tyd het, of as ons lus het, of as dit inpas nie.
Wanneer jy 'n verbondsbelofte aflê, dan staan jy met jou hele lewe daarna voor God. Want hoor wat die woord van die Here vir ons sê in Prediker, elke belofte wat jy maak, gaan die Here van jou eis. Dis beter om eerder stil te bly as om iets te sê wat jy nie kan onderhou nie. En die Here gaan dit van jou eis. En ja, geliefdes, ons weet as ons doodgaan, gaan ons hemel toe. Moet jy self nie daaraan troos nie, ons gaan eers voor die regterstoel van Jesus moet staan, waar hy elke werk goed en sleg gaan moet oordeel, soos wat ons leer in Prediker 12. Baie groot verantwoordelikheid wat ons vandag ook van hoor. Die doopwater is 'n bewys dat die Here met ons is. Hy gee vir ons die Gees wat ons nodig is. Ek weet hoe swaar dit voel in hierdie tye waarin ons lewe. Die wêreld trek hard aan ons en die wêreld trek ons kinders plat. Ons almal is moeg, ons almal voel ons is nie opgewasse nie. Ons moet net mooi luister. Die Here sê vir ons deur die verbond. Ek vra nie van jou dit in eie krag uit te doen nie. Nêrens sê die Here dit aan homself toegeskryf dat ons nou moet staande bly nie. Hy sê vir ons, ek is jou God. Wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, jy is myne. Al gaan jy daar in die moeilikste omstandighede onder die water op hierdie knie, jy sal nie verdrink of skroei nie, want ek is Here jou God. En omdat jy kostelik is in my oë, oopgeaks en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volk vir jou lewe. En die Here Jesus Christus vir ons gegee en daarmee saam ook die Heilige Gees wat ons sal leer. Die doopwater is 'n baie bewys van dit as die Here sê, ek het klaar daarmee begin. Jy hoef nie perfek te wees nie. Een van ons moet perfek wees, ons moet getrou wees. Leef self die liefde vir God met alles wat jy het. Laat julle kinders dit sien. Deur om kerk toe te kom, werklik Bybel te lees, werklik te bid, in tye wat hopeloos of hulpeloos lyk, gaan vind jou hulp in die Here. Wys jou kinders hoe dit lyk. Hoe lyk 'n Godvreesende man en 'n Godvreesende vrou wat afhanklik vir die Vader buig. Diep afhanklikheid vir elke dag se kos tot en met die jaar se einde. Dis wat ons vir ons kinders en die kinders in ons gemeente moet leer. En wat ek wil afsluit is, kinders vergeet woorde. Baie moeilik om by hulle uit te kry wat was gesê daai tyd of daai tyd. Maar een ding wat hulle nooit vergeet nie, is ons dade en ons optrede. Daarmee saam sal 'n kind ook nooit vergeet as daar 'n brandende liefde vir die Here was deur sy ouers. Mag ons dit oordra aan die volgende geslagte. Mag ons dit vir hulle leer. Die moeite werd om vir die Here lief te wees, is die moeite werd om alles prys te gee wat ons weghou van die Here. En dan gaan altyd tyd kom in julle lewe waar jy voel ek kan nie. Wel, dis die regte plek om te wees, want dis juist wanneer ons nie kan nie. Wanneer ons terugkyk na die Here en afhanklik van hom is om te sê, Here, ek kan nie, maar dis goed om dit raak te sien. En besef ons die Here so nodig. En dan val ons terug op sy genade, en dan bid ons. Nie, Here, ek soek dit nie, of ek soek dat nie, maar Here, help my, want ek weet nie om myself te help nie. Elke keer antwoord hy in die woord uit, ek is julle God, hierdie is myne, hierdie kind is myne, en ek sal julle dra. Kyk na die klein gesiggies in ons kerk, eendag sal al hierdie kinders groot wees, en die wêreld van net soos die wêreld wat ons trek vandag, en hulle trek, en dalk het jy nog meer. Maar as die woorde van die verbond in hulle harte ingebrand is, ingegraveer is, omdat ons as volwassenes dit self voor hulle geleef het, dan sal ons kinders daarom altyd weet waarheen om terug te draai. Dit is die grootste erfenis wat ons vir ons kinders kan nalaat. Nie geld en sukses en 'n naam en 'n plaas en 'n besigheid nie. Die grootste erfenis wat jy vir jou kind kan gee en moet gee, is kennis van die Here. Punt. Klaar. Die grootste erfenis. En alles kan van ons af weggeneem word, behalwe die waarheid in Christus Jesus. En ek sluit af, liefdeouers, gemeente, vandag herbevestig ons die verbond saam. Ons sê saam met trane en vreugde in ons hart, die Here is ons God. Ons wil U met alles loof en prys. En ons beloof om hierdie liefde deur te gee aan ons kinders, kindskinders en die geslagte daarna. Mag die Heilige Gees ons harte vanoggend opnuut weer aansteek met nuwe vuur. En mag hy hierdie kinders bewaar, bewerk en gebruik tot sy eer. En mag ons almal vandag huis toe gaan met hierdie waarheid wat hier in ons harte brand. Die Here is ons God. Ek behoort aan hom. Ek, my kinders en my kinders se kinders. Ons is syne vir ewig. Amen. Kom ons dank.
Liefde Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend in die woordheid en deur die doopgeleentheid herbevestiging van die verbondheid, dat U 'n God van genade is. Dat U 'n God is wat vir ons lief is. Dat U 'n God is wat ons bystaan. Dat U 'n God is wat ons gekies het. Dat U 'n God is wat vir ons die Heilige Gees gee, wat ons deel maak aan die redding wat Jesus Christus vir ons gegee het. Dat ons nou al kan weet, ons beloofde land lê hier voor ons. Maar ja, ons het 'n baie moeilike woestyntog om op deur te trek, maar dit is moontlik as die woorde van Jesus en die woorde van die skrif in ons harte ingegrafeer is. En daarom vra ons Here dat U ons sal help om deur die bril van Jesus na die lewe te kyk. En ook onderskeid te kan tref tussen wat reg en verkeerd is. Maar baie dankie dat ons weet, Here, U is ook betrokke in deel van ons gemeente. Dankie dat U die hoof van ons gemeente is. Dankie vir al die goeie wat ons kry, die goedheid en guns onverdiend in die Vader hand uit. Ons dink besonder aan diegene wat op die leeflys is, die hele lys van hulle, U ken elkeen van hulle. En ons bede is dat U ook elkeen sal aanraak en genees en herstel. Dat die wat U daarom vra en speel. Mag dit nooit ons fokus en gedagtes van U afhaal nie. Mag U woord altyd ons gedagtes heers. Seën ons ook in hierdie week. Help ons Here om 'n brandende vuur vir die koninkryk van God te wees. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.